Hallo? Hallo. Goeienaand. Baie welkom. Ek is baie bly julle is hier. Ja. Ek sê maar net dankie. Ek sê jammer ek het vir julle gesê julle moet vorentoe skuif. Dis ek weet dis COVID en alles, maar julle lyk daarom ver uit mekaar uit. Sharp. Ons wil nie enigiemand met jou opdaag en 'n probleem hê nie. Ons sal nie. Okay. Laat ons bid. Sluit asseblief die oë en open ek dit vir ons. Here, baie dankie dat ons hier saam kan kom, vergader in U naam. Dankie vir alles wat U vir ons elke dag doen en gee, al is dit nie noodwendig fisies nie, Here. Dankie dat ons lewens lewende getuies kan maak van die glorie en die liefde, Here. Wees met ons deur die aand, laat ek wat die woord spreek, tog iets sê wat die ore wat dit hoor huis toe kan vat, iets inneem, Here, dat ons iets leer. Wees met ons deur die diens. En weer eens dankie vir alles wat U vir ons elke dag gaan doen. In naam alleen. Amen. Genade en vrede vir julle van God die Vader, die Seun, Jesus Christus en die werking deur die Heilige Gees. Okay. Laat ons sing, praise and worship. Ek sal onder by julle staan. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out and carry the cross. You died and rose again, my God. I'll only ever give my all. You sent a son from heaven to earth, live us all, it's eternally hell. I search for truth, and all I found is you, my God. I'll only ever give my all. Jesus, when I live for your name, will never be ashamed of you. I praise, and all we gotta take it all, take it all. You sent a son from heaven to earth, delivered us all, it's eternally hurt. I search for truth, and all I found is you, my God. I'll only ever give my all. Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you. I praise, and all we gotta take it all, take it all. Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you. I praise, and all we gotta take it all, take it all. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands the power to save the world, my life. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands the power to save the world, my life. Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you. I praise, and all we gotta take it all, take it all. Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you. I praise, and all we gotta take it all, take it all. Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you.
grace so relentless, I am won by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy's sea. I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Your love so deep is washing over me. Your peace is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Jesus, I wanna know you. I wanna know you. To know you all my life. To know you all my life. Jesus, I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Your love so deep is washing over me. Your peace is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. So deep is washing over me. Your peace is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Hear my only cry, to know you all my Hosanna, Hosanna in the highest. We praise you. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna,
Right. Dit was lekker. Dankie. Okay, so my tema vandag, ek hoop julle het dit al raak gelees as julle nie het nie. Dit is ek gelukkig, is jy gelukkig? Dit het my heel week gevat. Ek het die keyword geluk gehad, maar ek het nie die tema gehad nie. Maar die tema het op die einde uitgekom toe ek 'n YouTube channel ontdek. Die channel se naam is Are You Happy? En as ek agtergrond kan gee op die YouTube channel, dit het begin met 'n regisseur, soos Edward my net nou reg gehelp het, 'n director wat 'n projek begin het waar hy 'n dokumentêr op die einde wou maak. Toe vloei dit net oor 'n heeltemal social media movement. So ek kry eers die YouTube channel, maar ek kry meeste van die video's wat ek gesoek het op TikTok. En ja, ek's net Gen Z. As my millennial vriende my nou sien live, sal hulle iets te sê, maar ja, toe maar. So in die video's is daar die regisseur, hy's ook 'n akteur, hy het 'n span van 3. Hulle gaan reg oor die wêreld en vra vir random mense 3 vrae. Is jy gelukkig? Hoekom is jy gelukkig? En wat sal jy vir die wêreld wil sê omdat hulle nou 'n platform het? Ja, ek dink dit is belangrike vrae om te vra, nie net vir jouself nie, maar vir jou medemens ook. My pa het gesê 'n goeie tyd om dit te vra is voordat jy trou. Jy vra, wil ek reg wees of wil ek gelukkig getroud wees? Gelukkig is my ouers gelukkig getroud. So either way. So ja, ek wys eers vir julle die video van waar die projek gaan en dan sal ek vir julle 3 voorbeelde wys van waar die vrae actually gevra word vir random mense. Hierdie mense wat ek gesien het, is die wyser van die klomp video's wat ek gesien het. Daar is less wise people, maar ek het iets gevat uit wat hulle gesê het. So ja, Edward. We decided to make a film without any script. The only idea would be, what is your life? The question would be, are you happy? Êtes-vous heureux? Alright, so the footage you're seeing is from a documentary called Chronicle of a Summer. These 3 psychologists went into the streets of Paris and asked everyone they saw the same question. Êtes-vous heureux? Are you happy? Je dis qu'est-ce que ça peut vous foutre? And that's me. So I'm actually making a documentary. So the year is now 2020, and there's never really been a more crucial time for this series, where we go across the world and ask people from all different types of backgrounds the same question. Are you happy? All in an effort to find the happiest person in the world. America. The highest one right You're now. pretty happy. Are you happy? Always. What makes you happy? Life. Being black. Oh, I'm extremely happy. We should be happy just to be alive. You know, that's the important part. I feel like the environment around us is getting to the point where happiness is impossible. I just ran away from my dream. Are you happy? Are you happy? Could this eternal question show us that we have much more in common than divides us? So with a couple of my friends, I've set off on a race across the world to ask the question we've forgotten to ask each other. Are you happy? On this account, I ask everyone I meet if they're happy. The question's, are you happy? Very. You got to choose to be happy, right? I mean, it's not something that you can chase. You got to find it right here in the present, right? It's not something that you're going to find in a week, a month, a year, or 10 years, right? It's got to find it now, right? So. Then I asked him if he had one message for the entire world, and wow, this guy gets it. Listen to this. Happiness doesn't have to do with things or money or the size of your house or whatnot, right? Those are all temporary, placating things, right? You buy a new car, someone's always going to have a nice one. You buy a bigger boat, someone's always going to have a bigger one. So when does the chase end? Never. Right? Probably never. So you have to find it in your head, right? You really do. Are you filming this? Yeah. Oh. Is that all right? Oh, yeah. I ended up meeting the rest of his family that day who were just as happy and positive as him. Check it out in my part 2. If I ask you a question for a documentary, all right. The question's, are you happy? Well, okay. I'm going to tell you what I think about that.
I think that happy and sad is always going to be there, and that you can't have one without the other. It's like hot and cold, happy and sad. So I'm not looking to avoid sadness, and it's great to be happy. I think that thing we call peace that's in the middle can be happy or sad. It's acceptance, right? So I'm not running away from sad, which makes me relatively happy. If you had a message for the entire world, what would it be? Questions, are you happy? You say you're happy? Yeah. What's the source of your happiness? It's tough. There's multiple sources of happiness. It's not just any one thing, but it's definitely mainly perception. I mean, life is how you take it. Somebody's always got it worse somewhere else, right? Got a roof over my head and food in my stomach. I'm a pretty simple guy. If you had one message to tell the entire world, what would it be? Work together, unite, like stop dividing. I just feel like, I don't know, the whole world's divided right now. Everybody needs to come together. Couldn't agree more, brother. What's your name? I'm Nate. Nate? Everybody needs to come together. Couldn't agree more, brother. What's your name? I'm Nate. Nate? Wys random mense. Okay, so nou het julle 3 random mense se opinies gehoor van wat geluk is en hoekom hulle gelukkig is, maar ek het nou natuurlik met my bietjie van 'n teologie agtergrond het ek nou probeer gaan kyk wat sê die Bybel oor geluk en wat Jesus, as hulle Jesus sou vra, is jy gelukkig? Wat beteken geluk? So my teks wat ek gekry het is Matteus 5 vers 1 tot 12. Dit is bekend as die bergprediking of die saligsprekings, ja, in die 53 vertaling. So wat dit op die einde is, die titel van dit is die werklike gelukkiges. So julle kan nou maar julle Bybels bel of ek het dit nou nie op die bord nie, maar julle kan ook maar net luister as ek lees. So as jy jou Bybel het, lees gerus saam. Matteus 5 vers 1 tot 12. Okay. Toe Jesus die menige mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Okay, soos ek vir julle gesê het, nou gaan ek ook vir julle 'n bietjie agtergrond gee, maar hierdie was bekend as die saligsprekinge in die 53 vertaling. Dit kom ook voor in Lukas. En ons moet onthou dat die Ou Testament, ek hoop julle het hier al ergens geleer, maar die Ou Testament word nie vervang deur die Nuwe Testament nie. Daar is wysheidsliteratuur in die Ou Testament wat Jesus toegekom het en geherinterpreteer het en toe maar net gesê het. So hierdie is 'n goeie voorbeeld van dit. In Grieks is die woord makarios wat geluk beteken om met goddelike geluk gevul te wees. Dit beteken nie dat jy noodwendig uit jou moeilike wêreldse omstandighede uitgeneem gaan word en na 'n bo-natuurlike wêreld gaan word wat honky-dory is en sharp is nie. Dit beteken juist dat jy in die wêreld met al sy pyn, broosheid, verlies, hardvochtigheid, onreg, harteloosheid, geweld, vervolging
ensovoorts die seën en teenwoordigheid van God sal beleef. Okay, nou kom ons by my eksegese. Verstaan, ek moet hierdie doen op die einde in my actual preek. So ek hoop nie dis bo julle 4 maak plek nie, ek vereenvoudig dit tog vir julle. So in die 8ste en in die 1ste saligspreking is dit in die hede geformuleer. Met ander woorde, dis nie in die toekomstige tyd geformuleer, dit gebeur nou. En dan die 2de tot die 7de een is in die toekomstige tyd geformuleer. So daaruit moet ons vat dat God se koninkryk nie in die toekoms noodwendig gaan kom nie, maar hy's klaar hierso. En as ek dit in konteks kan sit en nog erger vereenvoudig, geluk kan jy hierso in die hede vind. En as jy dit vind, kan dit oorvloei na die toekoms toe. Okay, nou gaan ek die teks vir julle probeer lees en interpreteer soos wat kommentare en riglyne so aan vir my geleer het. So in vers 3, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want van hulle behoort die koninkryk van die hemel. In die 53 vertaling is dit bietjie anders te gestel. Dit is salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. So toe ek nou die Grieks analiseer, die woord toigoi beteken juist, dit beteken arm of poor, en dit is nie om arm te wees met fisiese besittings of geld of destitute te wees, jy is nie geleerd nie of jy kan nie 'n werk kry nie, dit beteken letterlik jy is arm van gees of jy is depressief. So en dan dit is toigoi pneumati. Toe ek Grieks geleer het, jy moet konnotasies maak. Pneumati, neumati. So 'n bose gees is neumati. So pneumati is legit gees. So dis arm van gees, as ek dit nou verder kon verduidelik. So hierso is verwys hierso na die mense wat nie fisies arm is nie. En ek seker ons almal het al so gevoel, ons voel ons misluk, ons voel sleg die dag, maar hier kom Jesus en sê juis wanneer ons so voel, is ons geseënd, want die koninkryk behoort aan ons. Dit sluit aan natuurlik by die wysheidsliteratuur van die Ou Testament van waar ek swak is u sterk. En dan vers 4, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Om te huil en om te treur sê eintlik so baie goed, jy gee op in daai oomblik eintlik maar. Jy aanvaar, okay, ek's vir nou 'n verloder. En dan kom Jesus weer juis en sê, hier is ek troos jou. Dan vers 5, geseënd is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Sagmoedig wees beteken om nie so trots te wees nie, om nie jou eie belange noodwendig, net jou eie belange op die hart te hê nie. So sagmoediges probeer om uit die limelight uit te bly, hulle fokus op iets groter as hulle self en dit is God. So gewoonlik is die sagmoediges die wat terugstaan sodat iemand anders se lewe voorkeur kry of dat hulle die limelight kry. So dit het my dadelik laat dink toe ek hierdie lees aan 'n Straatligkinders. Julle moet nou al seker weet ek is 'n Straatligkinders fan. Een van hulle liedjies is Voete van klei en een van die verse is heldhaftig staan ek op sy om plek te maak vir my voete van klei. Great band, bouer, brilliant skrywer. Vers 6. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Die een praat eintlik maar vir homself, maar as ek nou by kan las, die woord geregtigheid in Grieks, diaikoison, beteken om altyd te soek na herstelverhouding met God. So dit beteken, as jy nou, in enige situasie vra jy, doen ek nou die regte ding, en as jy nie doen nie, dan sê jy, Here, ek's jammer, en dan probeer jy volgende keer die regte ding doen. So is hierdie herstelverhouding met God. So dis 'n goeie ding die hele tyd vir jouself te vra. Ek was verkeerd, ek is jammer, vergewe my. Ja, dis vers 6, vers 7. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. As ons dit lees, moet ons verstaan dat dit amper 'n sirkel vorm. Waar Jesus het aarde toe gekom en barmhartigheid aan ons bewys. Hy het blindes laat sien, hy het siekes genees. Hy het aarde gekom en ons gehelp. So dit beteken dat ons op die ou ende ons medemens moet help. Dit word 'n pay it forward transaksie, as ek dit so kan stel.
ek hoop julle het al die fliek gekyk by It Forward. Otherwise, dit sien julle hoe die sirkel gevorm word. Dis pragtig eintlik. Vers 8, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So Dean praat van 'n single-mindedness, een ingesteldheid in jou hart, wat jy altyd na God se teenwoordigheid soek, en as jy dit kry, moet jy oplet daarna. En dan kom ons by vers 9, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Shalom, ken julle die woord shalom? As ek dit vinnig kan verduidelik, dit beteken vrede, maar dit beteken nie net vrede of peace nie, dis God se vrede. Dis op die einde moeilik om te verstaan, maar om het dieper te verstaan, soos shalom beteken ook om stikkende verhoudings te herstel. Ek moet dit self nog doen, en ek dink ek is op 'n punt waar ek dit al reg gekry het, maar het sal great wees as jy op die einde die verhouding kan herstel en dit vir die persoon kan sê. Om die vredemaker verder mooier te stel as ek dit self kan doen, dis om 'n bemiddelaar te kan wees ten koste van jouself. Nou, soos by die laaste vers, 10 tot 12, geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig, en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. So hierso gaan dit oor die toewyding wat ons moet hê aan God. Dis daai loyaliteit wat jy aan hom het, van jy amper alles sal opoffer net vir hom. So ons as teoloë sien Jesus as die belofte wat vervul was, en wat in die Ou Testament van gepraat is, wat vervul word. Hy is die Messias figuur. So, want weer eens die Ou Testament is nie verduidelik in die Nuwe Testament. Die saligsprekinge is goeie nuus. Dit is 'n geskenk van genade toe Jesus gekom het en sy koninkryk vir ons bekend gestel het op aarde. Dit is ook belangrik om te weet, alles wat ek nou vir julle gelees het, is nie reëls nie. Dit is ook nie voorwaardes nie. Dit is meer riglyne van, nou het jy een mindset, en hierdie sal eintlik van nature dan kom. So, dit sê eintlik maar, jy is gelukkig ten spyte van 'n toets wat ek gedryp het, ten spyte van my meisie wat my gelos het, ten spyte dat ek soos 'n loser mag voel, of jy kan dit so ver vat, ten spyte dat ek my ma verloor het. Maar tog kom die Here en sê, ek troos jou as jy treur, ek help jou as jy depressief is, en ek is sterk. Jesus en God is sterk, as ek dink ek is 'n loser of 'n mislukking. En ek dink dit is 'n wonder as jy daai filosofie en daai genade van God verstaan. Dit gaan natuurlik nou nie oor die reëls soos wat ek vir julle gesê het nie, dit gaan ook nie, dis nie reëls wat jy moet volg en dan gaan jy 'n beloning kry wat jy in die hemel jou skielik is nie. Dit verduidelik maar net hoe God se koninkryk lyk. En dis vir my pragtig, dis die wêreld waarin ek wil lewe. So dit is nou my eksegese en my behandeling van hoe die teks werk. As ek dit vir julle kan opsom, die ware geseëndes of die gelukkiges is die wat hulle rus in Jesus vind. Die wat uit Jesus se genade leef en in sy liefde bly. Die koninkryk van God bied liefde en vrede in oorvloed. Okay, nou het ek my werk as 'n teoloog gedoen, so nou gaan ek met julle praat uit my hart uit. Ek dink, sê nou maar hierdie ouens het direk na Jesus toe gekom en gevra, Jesus, is jy gelukkig? Persoonlik dink ek hy sou ja sê, en ek dink hierdie is bewys van hoekom hy sal ja sê. Hierdie is die redes. En onthou, Jesus het geweet hy gaan doodgaan, hy het geweet hy gaan gekruisig word. Dit is asof hy verheug het in die hede, en dit het oorgevloei. En hier staan ons vandag, en ons almal kan intap in hierdie genade en hierdie geluk. Ek kom nou my eie storie. So 'n hele week sit ek nou vas met hierdie, en ek weet nie presies waaroor ek moet preek nie. Ek voel self ook nie heeltemal gelukkig nie, so ek weet nie hoe ek daaroor kan preek nie. Maar op die einde, moet ek die storie vir julle kort maak. 'n Vriend van my breek op met sy meisie, of hulle is uit, en ons almal voel sleg vir hom, al ons vriende. Hy kom toe na ons toe in Pretoria,
En dit word op daai punt waar ons net wil gee. En dit is so dat dit lekker is om te gee vir hom. Ons is in sy teenwoordigheid, ons praat met hom en dit vat niks van ons om lief te wees vir hom nie. Ek kan nie twyfel daaraan dat ek lief is vir hom nie. So, dit het toe uitgewerk dat ek nie baie geslaap het op die einde die aand nie. En as ek sê ek het nie baie geslaap het ek niks geslaap nie. Dit was op die einde op die 37ste uur van wakker wees, het ek het gesê ek gaan nou gaan slaap, dat ek eers kos kry en dan is ek reguit op pad huis toe. Maar soos wat ek op pad huis toe gaan, verskoning, gaan ek eers om kos te kry, en hierso is my stand-up karwag, Solly, wat vir my vra, sy geldjie natuurlik, en ek sê, Solly, wat wil jy eintlik hê? So, ek gaan nou kos koop, wil jy kos hê? Hy soek 'n pizza, ek gaan toe Debonairs toe. Maar, op daai stadium, jy is so moeg as kan wees, jy is ongelukkig omdat dit sleg gaan met jou vriend, en daar voel ek sit daar binne, en eweslik begin ek net huil. Dis nie omdat ek sleg voel vir hom, of in daai oomblik self sleg voel nie, dit word heeltemal tears of joy. Want ek besef ek kan nie gelukkiger wees as wat ek nou daar is nie. Ek het alle rede om nou net op te gee en te kla. 37 ure is 'n lang tyd, vriende. Dis jou kop speel met jou dan. Maar ek dink as hulle na my toe sal kom en nou vra, Johan, is jy gelukkig? Ek dink ek sou verseker ja sê, want in daai oomblik het ek besef, dis nie net van ek het so baie om vir dankbaar te wees nie. Ek het geluk gevind in daai oomblik waar dit juis eintlik sleg gaan met my, en ek sal dit altyd onthou en so voordra tot in my toekoms in. Ek dink dis my preek. Ek wil vir julle dankie sê om te kom. Daar is 'n slotlied, en dan gaan ek vir ons afsluit. Greatest day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Stand in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, and Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace.